Goeiemôre, broer en suster, liewe vriende, en baie welkom by Maranatha bediening, 'n weeklikse oordeenking wat ons wil help om geestelik te groei. Ek bring vir ons vanoggend nog 'n na-Pinkster boodskap uit die boek Handelinge. Vandag fokus ons op die vroeë kerk met die tema: hoe lyk 'n geesvervulde gemeente? Maar kom ons doen net eers 'n kort gebed saam. Ons wonderlike Here, as ons stil raak voor U, dan is dit in die eerste plek om U naam groot te maak, omdat U 'n wonderlike God is. Ons wil saam met die psalmdigter dit uitjubel. Here, onsse Here, hoe lieflik is U naam bo die ganse aarde. Ja, van die opkoms van die son tot by sy ondergang, moet U naam geprys word. En Here, as ons stil word ook rondom U woord, dan is dit nou ons gebed, dat U ook met ons sal praat en vir ons 'n boodskap sal gee. U woord, Here, wat in staat is om vir ons in die volle waarheid te onderrig. Kom onderrig ons dan, kom leer ons uit U woord, want Here, in U waarheid wil ons wandel. Amen. Liewe vriende, ons lees uit Handelinge hoofstuk 2, vers 41 tot en met vers 47. Die wat sy woorde, dis Petrus se woorde, die wat Petrus se woorde aangeneem het, is gedoop. En omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Vers 44. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom en van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Ons lees tot sover. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons het verlede week taamlik op die boek Handelinge gefokus, toe ek met ons oor die groot sending opdrag en die verspreiding van die goeie nuus gepraat het. Vandag gaan ons fokus op die totstandkoming van die Christelike kerk en veral op die wyse waarop die vroeë kerk onder leiding van die Heilige Gees gefunksioneer het. Ons tema vandag is: hoe lyk 'n geesvervulde gemeente? Want verseker vriende, was hierdie eerste gemeente waarvan ons in Handelinge lees, 'n gemeente wat absoluut onder leiding van die Heilige Gees ontstaan het en ook gefunksioneer het. Vriende, ek dink ons moet so 'n bietjie daaroor nadink. Hulle het die voorbeelde gehad van ander gemeentes, modelle sou 'n mens kon sê, van ander kerke, van ander gemeentes, wat hulle kon navolg, en by wie hulle oor kerkwees, kerkfunksionering kon leer nie. Hulle was die eerste Christelike kerkgroepering, of gemeente, wat deur die Here Jesus, en onder leiding van die Heilige Gees, in die lewe geroep is. En daarom is daar, vriende, so baie wat ons by hulle kan leer. En ek wil vandag baie kortliks vir ons 5 hoofkenmerke of kentekens van hierdie eerste gemeente met julle deel. Nou wil ek net dadelik sê dat hierdie mense in 'n unieke tyd en ook unieke konteks geleef het. Wat beteken? Dat ons nie noodwendig net so as gemeente moet funksioneer nie. Maar tog is daar wesenskenmerke van hoe 'n geesvervulde gemeente behoort te lyk, wat ons by hierdie eerste gemeente van die Here Jesus
kan gaan leer. Kom ons gesels dan vanoggend oor 5 kenmerke van hoe 'n gemeente kan lyk en hoe 'n gemeente sal lyk wanneer die Heilige Gees in beheer is van daardie gemeente, wanneer die Heilige Gees so 'n gemeente bestuur. Die eerste kenteken van 'n geesvervulde gemeente, vriende, is dat die lidmate die Here Jesus ken. Kortom, dat hulle 'n verloste gemeenskap is. Mense sou seker ook kon praat van 'n geloofsgemeenskap is. Vriende, die lidmate van die eerste gemeente was sonder enige twyfel 'n klomp mense wat 'n ware ontmoeting met die Here Jesus Christus gehad het. En hierdie ontmoetings met die lewende Christus het natuurlik op baie verskillende maniere gebeur. Die Here ontmoet verskillende mense op verskillende maniere. So lees ons byvoorbeeld van baie mense aan wie Jesus homself liggaamlik, fisies, na sy opstanding kom vertoon het, terwyl hy nog hier op aarde was. Ander van hulle het weer die lewende Christus in sy verhoogde toestand ontmoet, waar Jesus homself in en deur die prediking van Petrus aan hulle geopenbaar het. Vriende, ons kan dus aanvaar dat elkeen van hulle 'n eie soortige bekeringservaring gehad het. Maar die kern daarvan sou steeds dieselfde wees, naamlik dat elkeen 'n ontmoeting met die opgestaande Here Jesus gehad het. 'n Ontmoeting wat so kragtig was dat dit hulle lewens onherroepelik verander het en vir hulle op 'n nuwe weg geplaas het. Nou broeders en susters, nou kan mense help om te wonder oor ons lewens nie. Hoeveel van ons kerklidmate kan vandag getuig dat ons die Here Jesus regtig in ons lewens ontmoet het? Miskien moet ons almal maar so 'n bietjie gaan nadink oor ons eie lewe, of ek en jy 'n getuienis het van 'n ware ontmoeting met Jesus en 'n oorgawe, want dis op die oond waarop dit neerkom, 'n oorgawe aan Jesus gemaak het as my Here en my verlosser. Want dit is belangrik, vriende, en is noodsaaklik dat kerklidmate hierdie getuienis sal hê, die getuienis dat hulle ware gelowiges is, dat hulle aan die Here Jesus Christus behoort. Die eerste kenmerk dan van 'n geesvervulde gemeente is dan dat hulle 'n verloste gemeenskap is. Mense wat die Here Jesus as hulle verlosser aangeneem het. Die tweede kenmerk van 'n geesvervulde gemeente is dat hulle ook 'n woordgemeenskap sal wees. En daarmee bedoel ek dat hulle ook, net soos die eerste gemeente, die woord van die Here sal lief hê en daarvolgens hulle lewens sal inrig. Vriende, die vroeë Christelike kerk was sonder enige twyfel 'n woordgemeenskap, al het hulle nog nie die volledige Bybel op skrif gehad nie, soos ons nie. Tog was hulle 'n woordgemeenskap. Ons lees in vers 42, hulle het hulle heelhartig toegelê, waarop? Op die leer van die apostels. Die ou Afrikaanse vertaling het hier gesê, hulle het volhard in die leer van die apostels. Met ander woorde, hulle was voortdurend besig met die woord van God, waar die geleentheid hom ook al voorgedoen het. Die kennis van die woord en die onderwerping aan die woord van God, soos wat die apostels onder leiding van die Heilige Gees dit vir hulle geleer het, was vir hulle ontsettend belangrik. En as ons nou die lyne sou deurtrek na vandag toe, dan sal ons sê dat 'n geesvervulde gemeente sal altyd erns maak en moeite doen om die woord van God te leer ken, om die woord van God te hoor en ook te gehoorsaam.
Geleenthede soos veral die woordverkondiging in die eredienste, maar natuurlik ook alle ander forme van Bybelstudie geleenthede behoort 'n baie hoë prioriteit in die gemeente te geniet. En dinge so suiwer woordverkondiging en gehoorsaamheid aan die woord sal 'n absolute prioriteit in 'n geesvervulde gemeente wees. Die eerste gemeente was onder beheer van die Heilige Gees, 'n woordgemeenskap. Maar hulle was in die derde plek ook 'n liefdesgemeenskap. Liewe vriende, die eerste gemeente was 'n geesvervulde gemeente. En 'n geesvervulde gemeente sal altyd vol onderlinge liefde wees. Want die vrug van die Gees is liefde. Onder meer, en nog 'n klop ander dinge ook. Die saak waaroor dit hier gaan, is liefdevolle gemeenskap met mekaar. En die Griekse woord wat gewoonlik gebruik word, is die woord koinonia. Vriende, hierdie mense het onder leiding van die Gees in 'n noue verbondenheid en in ware liefde met mekaar meegeleef. Ons lees, luister mooi, hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid. Die gemeenskaplike maaltyd en die gebede, dis vers 42. En ons lees ook verder in vers 44. Al die gelowiges was eensgesind en hulle het alles met mekaar gedeel. En ook vers 46 sou ek vir ons kon uitlig. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom en van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Nou weet ek, liewe vriende, hierdie wat ek nou vir julle gelees het uit die woord, is natuurlik nie bedoel om 'n soort blou druk vir vandagse gemeentes te wees nie. Ons hoef nie elke dag by die kerk by mekaar te kom nie, en ons hoef ook nie alles met almal te deel nie. Maar verseker, moet ons mekaar lief hê. Opreg lief hê. En verseker moet ons moeite doen om reg te laat geskied aan ons onderlinge verbondenheid en ons koinonia, die ware intieme gemeenskap van die gelowiges. Broer en suster, vriende, hoe is dit gesteld met die onderlinge verbondenheid en die warmte en die liefde in ons gemeentes? Mag ons altyd beywer om dinge soos twiste en verdeeldheid teen te werk en die liefdes eenheid binne 'n gemeente te bevorder. In die derde plek dan, 'n geesvervulde gemeente is 'n liefdesgemeenskap. Maar 'n geesvervulde gemeente is in die vierde plek, vriende, ook 'n aanbiddingsgemeenskap. 'n Gemeente wat kan prys en worship. In vers 42 lees ons van die eerste gemeente dat hulle ook toegelê het op die gebede. En vers 46 sê dat hulle elke dag getrou by die tempel byeengekom het, en dan voeg vers 47 by hoe hulle God geprys het. Die groter byeenkomste van lofprysing en aanbidding was gewoonlik by die tempel, in die pilaargang van Salomo by die tempel, waar hulle in groter getalle by mekaar gekom het. En dan is die boek Handelinge ook vol daarvan, hoe hulle ook gereeld in kleiner groepe, in huise byeengekom het. En hoe dat hulle ook daar saam die Here aanbid het en geprys het. Vriende, ek dink ons verwaarloos vandag gans te maklik ons aanbiddingsgeleenthede. Eredienste, selgroepbyeenkomste, Bybelstudies, huiskerke, dit behoort almal onder meer ook aanbiddingsgeleenthede te wees. Geleenthede waar ons onsself
in lofprysing en aanbidding aan die Here gaan gee. Vriende, mag ons ook weer 'n slag goed nadink oor die redes waarom ons byvoorbeeld na 'n erediens of 'n selgroep toe gaan. Gaan ek ten diepste om God te gaan eer, om God te gaan verheerlik, om aan hom lof en aanbidding te gaan toebring, saam met ander gelowiges, of gaan ek dalk net om te gaan ontvang? Die vroeë kerk was op God se eer ingestel. Op God se eer, het op God se eer gefokus. Kom ons wees baie meer, liewe vriende, daarop ingestel, om die Here te loof en om die Here te aanbid. Want 'n geesvervulde gemeente sal altyd ook 'n aanbiddingsgemeente wees. En dan is daar 'n vyfde en 'n laaste kenmerk wat ek ook vir ons wil uitlig. 'n Geesvervulde gemeente is 'n getuienisgemeenskap. Ons sou eweveel kon sê 'n geesvervulde gemeente is 'n evangeliserende gemeente, 'n sendinggemeente. In vers 47 lees ons: en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Nou vriende, nou moet ons in ag neem dat dit die eerste gemeente was en dat die Gees werklik daar kragdadig gewerk het om die kerk van Jesus te vestig en te laat groei. Die Heilige Gees het die vroeë kerk uitgedryf en aangevuur om die evangelie weier en weier te verkondig. Die woord sê dat die Here die mense wat gered is by die gemeente gevoeg het. En dis wonderlik. Die Here het dit gedoen, maar dan weet ons ook dat die Here dit veral ook gedoen het deur middel van die getuienis van die gelowiges. En so behoort dit vandag nog te wees. Vriende, 'n gemeente sonder nuwe bekerings. 'n Gemeente sonder 'n sending hart en 'n sending visie het gestagneer. En so 'n gemeente is eintlik niks anders nie as 'n dooie gemeente. Vriende, die eerste gemeente van Jesus was 'n geesvervulde gemeente. En 'n geesvervulde gemeente sal altyd ook 'n getuienisgemeenskap wees. 'n Evangeliserende gemeente wees. 'n Gemeente wat sy lig helder laat skyn in die wêreld. Kom ek vat dit alles vir ons saam. Vriende, alhoewel ons nie alles hoef te doen net soos die eerste gemeente nie, soos hulle dit gedoen het, is daar tog 'n klompie wesenskenmerke van hoe 'n kerk of 'n gemeente onder leiding van die Heilige Gees behoort te funksioneer. Kom ons maak net weer die 5 kentekens vas wat ek vir ons uitgelig het, en dat ek sommer dit bysê, ek sou dit kon aanvul, miskien na 6 of 7, maar kom ons hou dit dan by hierdie 5 kentekens vandag, terwyl ook van die tyd. Wat was hulle gewees? Die gemeente sal eerstens 'n verloste gemeenskap wees, of 'n geloofsgemeenskap wees, mense wat aan die Here Jesus verbind is. In die tweede plek, die gemeente sal ook 'n woordgemeenskap wees. Mense wat 'n hoë prioriteit op gehoorsaamheid aan God se woord plaas. Die geesvervulde gemeente sal in die derde plek ook 'n liefdesgemeenskap wees. Mense wat koinonia nastreef en mense wat omgee vir mekaar. Die gemeente sal in die vierde plek ook 'n aanbiddingsgemeenskap wees. Mense wat daarop ingestel is om God te loof en te prys en te aanbid. En in die vyfde plek, die gemeente sal ook 'n getuienisgemeenskap wees.
Mense wat die goeie nuus van die Here Jesus se verlossing met die wêreld gaan deel. Liewe vriende, mag ons as gelowiges, mag ons as ernstige gelowiges almal daarna strewe om hierdie eienskappe nie net in ons eie gemeentes te gaan soek nie, maar mag ons ook daarvoor beywer om dit daadwerklik te bevorder. Amen. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Here, ons sê vir U dankie dat U vandag met ons praat en dankie dat U uit hierdie wonderlike boek, Handelinge, vir ons opnuut weer kom toon het hoe 'n gemeente sal lyk wat geesvervuld is. 'n Gemeente wat onder leiding, onder die beheer, onder die bestuur van U Heilige Gees staan. Wat onder die bestuur van U Heilige Gees funksioneer. Dankie vir hierdie eienskappe wat ons kan oordink. En help vir ons, Here, om dit ook in ons gemeentes te gaan soek. En dat ons ook daarvoor, vir die bevordering daarvan, sal beywer. En Here, dan is dit ons gebed, en ek glo is ons almal wat luister se gebed, dat U sal kom deur U Heilige Gees in ons gemeentes vandag. Maak nie saak aan watter kerk denominasie ons behoort nie, maar dat U in hierdie moderne tyd van ons, Here, opnuut U gemeentes sal kom vul en sal kom bekragtig met U Heilige Gees, die teenwoordigheid van U Heilige Gees. Here, sodat ons waarlik onder U bestuur, die bestuur van die Gees, geesvervulde gemeentes sal wees. Alles bid ons tot U eer. Amen. Liewe vriende, ons slotlied, Holy Spirit, you are welcome here. Kom ons verwelkom weer die Heilige Gees terug in die kerk. Kom ons verwelkom weer, ook deur hierdie lied dan, die Heilige Gees in die samekomste veral van die gemeente. En vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle vrede vir jou. There's nothing